Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Sjoe, ja, mens kan amper nie dink ons trek al by Augustus nie. En dit bring my by vandag se gesprek. Die matriekeksamen, rekordeksamen en ander toetsreekse wat nou vir ons leerders voorlê. Maar dalk bietjie meer spesifiek in terme van ons graad 12 leerders. Wat gebeur nou? En miskien omdat ek op hierdie stadium 'n baie noue verbintenis het met 'n graad 12 leerder en sien waardeur hierdie persoon gaan, besef ek net al hoe meer die belangrikheid daarvan dat ons kinders veilige persone moet hê, 'n goeie ondersteuningsnetwerk en 'n opvangs vir dit wat hulle ook emosioneel ervaar. So ek wil eers met so 'n bietjie kyk na die emosionele kant van voorbereid wees vir ons eksamens wat voorlê. Nou dit is so dat ons finale jaar of die graad 12 matriekjaar onmiddellik wanneer ons praat van graad 12, hierdie verhoogde gevoel van angs en vrees en finaliteit by ons opwek. Want hiermee gaan nou saam die druk daarvan om aansoek te doen by universiteit of die wat dit reeds gedoen het, wat beteken ek ooreenkomstig dit wat ek in my aansoek aangedui het as vorige punte moet bereik om dan keuring te kry, en dan natuurlik diegene wat nou byvoorbeeld gaan verder studeer nie, wat doen ek nou? Waar gaan ek heen? Wat se tipe werk moet ek gaan soek? Ek hoor hierdie stories van werk is skaars en alles daarmee saam. So hierdie is 'n geweldige angstige tyd in die lewe van ons kinders, want hierdie angs hou ook verband met waarheen na graad 12. Al is ek iemand wat 'n definitiewe idee het, beteken dit ek neem nou afskeid, as ek die woord kan gebruik, van die kinderwêreld, die adolessente wêreld, begin al verder van my wegskuif en ek beweeg al nader in vroeë volwassenheid in, met meer verantwoordelikhede, waar ek meer aanspreeklik gehou gaan word, waar die veilige van 'n stelsel heeltemal wegskuif, want nou is die grootste stelseelaanpassing waar ek meer vryheid gaan geniet tot 'n groot mate, meer inspraak het dalk in besluitneming en ook hoe ek die lewe gaan aanpak. So daarom is hierdie 'n kritiese oorgangstyd in die lewe van ons kinders, en kan ons verstaan dat hierdie fase verwys na intense gevoelens van stres, ja, van bekommernis, van wat hierna, en dit veroorsaak dat ons die volgende simptome begin sien. Slaapsterings, geïrriteerdheid, sukkel om te konsentreer, gevoel van ongemak, ek noem dit altyd geestesongemak, en dan die bekommernis wat kan veroorsaak dat ons amper lam gelê word deur die wat hiernaas. So wat gebeur is belangrik nou, dat ons en ons kinders 'n baie sterk ondersteunende netwerk van vriende en familie en ander vertrouende volwassenes moet kan bou, wat vir ons kan help om rigting te gee, wat kan luister, wat werklik kan hoor, wat is die angs en vrees van ons matriekleerder, en wat kan verstaan, en dat ons hulle kan ondersteun. Sommige van die matrikulante sal byvoorbeeld 'n bietjie van 'n laissez-faire houding na buite openbaar, van ag ja, ons sal maar sien wat gebeur, maar wat lê agter
'n houding van, ja, ons sal maar sien, versus 'n houding van, ek gaan my absolute beste probeer. Iets van beide hier is, ons moet iets doen. Al dink ek dalk my kind is half ongemotiveerd, glo my. Die stres en die angs is daar, hierdie is maar eintlik net 'n masker waarvan ons bewus raak, verskoon. Iets anders wat deel is van hierdie netwerk is, maak seker dat ons graad 12 leerders maats het, ander matriekmaats, wat kan help en wat kan bystaan en wat deur hierdie selfde tipe ervarings gaan, waar hulle met mekaar oop en eerlik kan deel. En as ons sien dat dit regtig vir hulle oorweldig en dat hulle regtig nie weet waarheen verder nie, dan moet ons maar gaan professionele hulp soek. Of gaan praat met vertroude, bekende onderwysers, gaan praat met onderwysers wat 10 teen 1 afgetree is, wat baie jare vir matriekleerlinge klasse aangebied het. En dan die ander ding is, ons moet vir ons kinders help om van hulle stres nie noodwendig ontslae te raak nie, maar op so 'n manier te hanteer dat dit hierdie angs kan verlig. En dit beteken meer wegkom buite, gaan stap, doen een of ander tipe van 'n oefening, 'n strekoefening, neem 'n bietjie deel op informele basis aan sport. Nou is nie die tyd wat jy gaan probeer om die belangrikste sport wedstryd te gaan speel en in te kom nog in verdere provinsiale sportspanne nie. En dan natuurlik, maak seker dat ons genoeg slaap. Hoe eet ons, wat eet ons? En dan kom ek weer terug by ons asemhalingstegnieke. En doen iets kleins tussenin, een of ander stokperdjie of iets, wat vir ons vreugde bring, wat ons aandag net so bietjie afneem van hierdie stres. Luisteraars, Willem, ons matrikulante, ja, dit is belangrik dat ons nou ons tyd sodanig moet bestuur dat dit vir ons werk. So ons moet nou vir ons skedules opstel wat ons dan in noem dit studieblokke kan indeel en wat ons dan kan bepaal wat moet in hierdie verskillende studieblokke gebeur. En dit is nie iets wat nuut is nie. Ek self is tans besig met die ontwikkeling van 'n klomp studiemateriaal en ek self moes studiemateriaal met sy hoofopskrifte en onderopskrifte in tydblokke gaan indeel. Wanneer gaan ek aan wat aandag gee en skryf en alles daarmee saam. Dit is regtig so, dat om 'n olifant te eet, gaan ek dit stukkie vir stukkie doen. En al is dit nou oorweldigend en raak ons bang as matrikulante, as ons kyk na die hoeveelheid werk en natuurlik die druk van onderwysers, want ons moet presteer, ons moet slaag, ons moet daardie onderskeidings behaal. Daar waar ek by myself is, moet ek myself as dit ware, in die Engelse woord is, ek moet myself oriënteer dat ek seker goed op sekere tye, op sekere maniere gaan doen en dat daar tye gaan wees wat ek nie nou aan sosiale aktiwiteite gaan deelneem nie, maar dat daar tye gaan wees wat ek vir korter tye tog wel 'n bietjie gaan sosialiseer. En julle weet wat is my standpunt as dit kom by digitale of sosiale media, dat daardie vrees, ek wil amper sê aandringing of aanjaging wat ons kry wanneer ons hier in hierdie hysterie van ek moes dit geleer het, of ek het vergeet om hierdie te leer, of ek gaan spot en alles daarmee saam. Dit is goed wat ons baie ernstig moet oorweeg. Wat gaan ons doen die dag of die aand voordat ons gaan skryf? Want as ons gaan vasloop in klasmaats wat gaan benoud en paniekerig raak, dan gaan dit definitief op my emosionele welstand ook impakteer. Hiermee saam hoop ek dat julle almal effektiewe studiestrategieë, leerstrategieë het, hoe ons ook al ons leermetode al ontwikkel het en wat ons daar al uitgeleer het, wat werk vir my en wat werk nie vir my. Hiermee saam die ou storie van as ek voldoende slaap
en ek doen ontspanningstegnieke en daar's baie mooi voorbeelde op die internet van ontspanningstegnieke, sodat ek voldoende diep slaap kan ervaar, gaan ek uit die aard van die saak ook rustiger voel, meer in beheer voel, verskoning. So, dan bring dit ons by, hoe dink ek? Hoe dink ek oor wat ek dink? In die eerste plek, wat gaan deur my gedagtes? Waarop fokus ek? As ek deur hierdie hele proses dink in terme van volgende jaar, wat is my ingesteldheid? Is dit een van daardie kom sien, kom sa? Is dit so 'n doelbewuste, doelgerigte ingesteldheid, dat as enigiets gaan verkeerd loop, het my heeltemal van balans af gaan gooi? Maar hoe dink ek aan my toekoms? Hoe visualiseer ek die tyd voor en na die eksamen? Hoe visualiseer ek myself waar ek rustig en kalm in die eksamenlokaal gaan sit en hoe ek die vraestel oopmaak en hoe ek, soos ek die vrae lees, onthou wat ek geleer het. En hierdie is 'n proses, vir al ons sportmanne en vroue sal weet waarvan ek praat, waar jy as dit ware hierdie visualiseer en waarin jy vir jou klein stappies inbou wat jou by jou visie gaan uitbring. En waar jy letterlik moet gaan sit en dit vir jouself internaliseer, waar jy meer en meer hierop fokus, hierop klem lê, jou gedagtes baie spesifiek reguleer, want dit gaan ook hierdie angs en spanning teewerk. So, daarom is dit belangrik dat jy jouself ook nie met wat anders sê en doen vergelyk nie. Die een wat vir jou sê, ag weet jy, daai werk was maklik, ek het dit in die middag geleer, en nou begin jy ons oor rek, want ek besef, ek gaan hierdie goed in die middagse tyd leer nie, en ek dink die ongeluk hiervan, en ek moet dit maar sê, is dat klasmaats nie altyd eerlik is nie, want hulle hou ook maar hierdie sogenaamde masker voor van, ag ja nee, ek is al 2 keer deur hierdie goed, en uiteindelik voel ek is stupid, ek is dom en ek is onnoosel, omdat ek nog nie soveel keer deur dit is nie. Die Engels praat van each to its own, elkeen vir homself. Jy beplan, jy besluit hoe jy dit gaan doen, en dit is jou fokus. Moenie beïnvloed word deur bangmaakpraatjies of sommer half hierdie, as ek die Engels kan gebruik, afshow van ander klasmaats wat jou probeer beïndruk met wat hulle al geleer het en hoe ver hulle al in die proses is. En dit beteken positiewe selfspraak. Moenie bang raak of jy begin sê, ek gaan dit nie maak nie, ek gaan druip, ek is 'n mislukking of wat ook al nie. Nee, ons fokus vorentoe op positiewe uitkoms, ongeag wie wat vir jou langs die pad vertel het oor jou vermoëns. Jy kan doen wat jy kan na die absolute beste van jou vermoë. En glo my, dit sal slaag. Ek gaan volgende week bietjie verder hieroor praat, maar vir nou wil ek net sê baie sterkte met julle voorbereiding en dan vir almal 'n geseënde week.